'n bal word vertikaal opwaarts vanaf die bopunt van 'n gebou met 'n hoogte 25 meter teen 'n snelheid van 12 meter per sekonde gegooi en op pad afwaarts gaan die bal by 'n deur met 'n hoogte van 1,9 meter verby en tref dan die grond. So daar gaan die bal op en tref éventueel die grond. Ignoreer die effekte van lugweerstand, so ons bevind onsself in vryval. Een definisie wat jy moet ken met vertikale projektielbeweging ook in 2022 gevra, definieer die term vryval en dit is die beweging van 'n voorwerp slegs onder die invloed van swaartekrag. Nou word ons gevra om die tyd te bereken wat dit die bal neem om sy maksimum hoogte te bereik. Nou ons weet by die maksimum hoogte kom die bal tot stilstand, so ons weet dit gaan daar wees en ons weet die snelheid daar gaan gelyk wees aan 0. Ons het ons beginsnelheid en aangesien ons af as positief kies, gaan daai -12 wees. So die vergelyking wat ons gaan gebruik is dan uit die aard van die saak daardie ene. En dan vervang ons dit in en ons soek die tyd, so delta t is gelyk aan finale snelheid minus die beginsnelheid gedeel deur die gravitasieversnelling. My finale snelheid is 0 minus my beginsnelheid is -12 gedeel deur 9,8 en 12 gedeel deur 9,8 gee vir my 1,22 sekondes. Teen watter snelheid tref die bal die grond? Die enigste vergelyking wat ons kan gebruik op hierdie stadium is daardie ene, want ons het nog nie delta t uitgewerk nie, so die ander 3 vergelykings sal nie van toepassing wees nie. Jy skryf die vergelyking en dan doen jy wat ek nou doen, dan vervang jy in. Vf kwadraat, finale snelheid kwadraat, is -12 kwadraat plus 2 maal met 9,8 af is positief en dis 25 meter van die beginpunt tot by die grond is 25 meter afwaarts af is positief en dan kry ons dat Vf is die vierkantswortel van 634. Nou kan dit positief of negatief wees. Jy weet dit gaan afwaarts wees. Met ander woorde, dit gaan 'n positiewe waarde wees. Ons kies die positiewe vierkantswortel, so dit is 25,18 meter per sekonde en hulle vra snelheid, so ek gaan 'n rigting bysit en dit is afwaarts. So nou moet ons die tyd bereken wat dit die bal neem om van daai bokant van die deur tot by die grond te beweeg. Nou ons het reeds die snelheid daar aan die onderkant. As ons met ander woorde daardie snelheid aan die bokant van die deur kan bereken, dan kan ons deur middel van hierdie vergelyking, want ons het gravitasieversnelling, kan ons die delta t gaan bereken. So hoe kry ek die snelheid aan die bokant van die deur? Wel, ek gebruik weer eens hierdie vergelyking, want ek is op soek na my eindsnelheid. Ek het my beginsnelheid, dis daai -12. Ek het gravitasieversnelling en my verplasing gaan dan daai 25 meter wees minus die 1,9 meter, want ek wil tot by die bokant van die deur wil ek werk. So, as ek daai vergelyking gebruik, Vf kwadraat en ek vervang in, ek gaan eers daai vergelyking skryf, maar dan vervang ek in, is dan -12 kwadraat plus 2 maal met positief 9,8 maal met 25 minus 1,9, want daai 1,9 is die deur se hoogte wat ek nou aftrek van die totale hoogte. En as ek dit uitwerk, dan kry ek dat my finale snelheid is die vierkantswortel van 596,76 en dit is gelyk aan 24,43
meter per sekonde en dit is positief, so dit gaan ook afwaarts wees. So ek het nou daardie snelheid, ek het hierdie snelheid en nou kan ek daardie vergelyking gebruik om my verandering in tyd te bereken. So, nou kan ek gebruik maak van daardie vergelyking en ons soek delta t. Delta t is finale snelheid minus die beginsnelheid gedeel deur gravitasieversnelling. Ek het reeds bereken dat daai eindsnelheid waarmee die grond getref word is 25,18 meter per sekonde minus die beginsnelheid, ek het dit sopas bereken, waarmee dit aankom by die deur is 24,43 meter per sekonde en ek deel dit deur gravitasieversnelling van 9,8. Al die waardes is positief en dan kry ons daardie antwoord is 0,08 sekondes. So van daai punt A tot by punt B is 0,08 sekondes. Laaste vraag, snelheid tydgrafiek vir die beweging van die bal vanaf die oomblik wat die bal opwaarts gegooi is totdat dit die grond tref. En gebruik die grond as nul verwysing. So, snelheid waarmee die bal opwaarts gegooi word, ons weet dit is minus 12. So op my grafiek gaan ek minus 12 moet aandui. Die tyd wat dit die bal neem om sy maksimum hoogte te bereik, ons het daardie bereken en ons het gekry dit is 1,22 sekondes. Wat is die snelheid by die maksimum hoogte? Daar gaan die snelheid 0 wees en dan die snelheid waarmee die bal die grond tref en ons weet daardie waarde is 25,18 meter per sekonde. So al hierdie data gaan ons nou net op ons grafiek inteken. So wat het ons hierso? Daai gaan wees minus 12. Daai waarde is 1,22 sekondes en daai waarde is 25,18 meter per sekonde.